Goeiemôre aan julle almal. Ek probeer gewoonlik die mense so 'n bietjie groet voor die tyd, maar ek was so laat vanoggend, ek moes net hardloop heen en weer so. Die meeste van u het ek nog nie gegroet nie, so goeiemôre. Bly u het gekom, bly u is hierso. En ons is bly u is ook hier om te kom leer. Van die goed ken ons, maar ons is nog steeds hier om te leer. En ons vra dat jy 'n oop gemoed sal hê, dat die Heilige Gees hier kan lei en dat ons in besonder kan kyk wat die Bybel vir ons sê. Julle, ons lewe in 'n tyd waar meer mense, en ek praat nou van predikante, pastore, priesters, wat ook al, meer op menslike opinies, leerstellings en dinge bou, as wat ons werklik staan op die woord van God. Dit is baie gevaarlik. Ek kan 'n goeie opinie hê, maar dit kan verkeerd wees. Daarom het ons nodig om die Bybel as ons fondasie te hê, ons rots. En interessant, hierdie ding kan iemand toets. Waarheid bou altyd op waarheid. Waarheid staan nooit alleen nie, apart alleen nie. Jy moet kyk, as dit in die Bybel reg is, dan sal dit reg wees, dan sal dit reg wees, dan sal dit reg wees, want waarheid bou op waarheid, tot jy 'n geheelbeeld, 'n eenheid het. Is dit reg met u? En dit is baie belangrik om daai beginsel te onthou. So ja, ons is nie om menslike opinies te luister nie, ons is hier om die woord van God te bestudeer. En soos wat ek gesê het, ons gaan dit eenvoudig hou, ons gaan dit probeer prakties hou. Ekskuus, daar is nou 'n ding in my keel. Nog ontbyt wat seker deurglip of iets. So ons gaan dit probeer eenvoudig hou en prakties hou, sodat ons die Bybel bestmoontlik kan verstaan, soos wat die Heilige Gees ons lei. En ons het werklik die Heilige Gees nodig. So as iets vir u onduidelik is, hou vas. U sal sien, dit raak beter. Dit kom by mekaar uit. En van verlede week, ek hoop jy het verlede week geniet. Is dit reg? Almal van julle was hier, nee? Ek hoop so. Nou goed, diegene van u wat hier was verlede week met ons 39 lesing. Ek wil gou vir u 'n vraag vra. Het u Jesus? Het u Jesus? Is jy seker? Jy sien die probleem van geloofsekerheid is, ek kan daai wasgoedpennetjie vat, né? Sorry dat ek jou nou maak, so jou nie vergeet nie. Ek kan daai wasgoedpennetjie vat, en dan kan ek hom neersit en ek kan aangaan met my lewe. Geloofsekerheid kan 2 dinge aan jou doen. Eerstens, dit kan jou baie nederig maak. Werklik nederig maak en besef wie en wat ek is, hoe nodig ek Jesus het. Maar, dit kan jou ook baie arrogant maak. En dan sê dit vir jou eintlik, jy het verloor. Jy het dit verloor. Nie waar nie? Baie mense kan so arrogant raak. Sê nee man, ek is gered, moenie worry, ek doen net 'n gebedjie en alles is reg. Dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. En die ander ding van geloofsekerheid is, Jesus, dit wat Jesus vir my gedoen het, is volmaak, perfek, vas. Maar weet jy wat? Ek kan dit verloor, as ek dit nie lewendig in my hart hou nie. Dis nie 'n once-off nie, dis 'n daaglikse. Ek vertel altyd, ek ken mos die ou huisgenoot. Hulle het altyd daai, toe ek nog kind was en die huisgenoot gekyk het, was daar sulke strokies of sprokiesprentjies, wat sulke stokkie figure was. Jy ken dit. Nou staan die 2 laities met mekaar en gesels. Dan sê die een baie bragger, my pa het vir my 'n nuwe horlosie gekoop, wat waterdig is, skokbestand, roesbestand en onbreekbaar. Wow, sê sy maat vir hom. Hy sê en toe gaan staan en verlore kom. Geloofsekerheid, skokbestand, roesbestand, waar Satan kan dit nie breek nie. Maar wat doen hy? Hy kan laat ons dit verloor. Ons doen dit net nie meer nie. Ons doen dit net nie meer nie. En mag dit nie met u gebeur nie. Asseblief, hou dit lewendig elke dag. Goed, ons gaan nou vanoggend spesifiek kyk na die wederkoms. En dit is baie belangrik. Nou gaan ons die millennium doen, en wanneer u die millennium verstaan, dan gaan baie dinge
vir u in plek val, hoe die Bybel leer. Ek bedoel, daar is so baie mense wat deesdae glo, dat die wegraping, inteendeel, hulle sê dit gaan in die 23ste en die 24ste gaan die wegraping plaasvind, en dis baie groot, daar in die boot aan, almal wow en alles. Hulle verstaan nie die millennium nie. Hulle verstaan dit, hulle mis daai punt. En as ons terugkom na die Bybel toe, en die eenheid van die woord, wederkoms, millennium, en dan toestand van die dode, gaan hierdie dinge vir u baie sin maak. Ek lees vir u, Hebreërs 9 vers 28 sê, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Let wel, vir die tweede maal gaan Jesus kom. Dis hoekom ons dit die wederkoms noem, sonder sonde, vir die wat hom verwag tot saligheid. So daar's goeie nuus. Jesus Christus gaan weer kom. Hy kom ons wat so lank vir hom wag, te kom haal. Word jy ook moeg vir hierdie wêreld met al sy sondes en laste wat ons so swaar moet dra? Sê vir my, word jy so moeg hiervoor? Word jy ook moeg vir die hartseer, die pyn van hierdie lewe? Word jy ook moeg vir die stryd om net vandag te bestaan? Julle, dit is so stryd net om vandag te bestaan. Word jy ook moeg vir die siekte en die lyding en die dood wat so deel van ons lewensbestaan vandag uitmaak? Smag u na 'n beter wêreld? Sê vir my, smag u na 'n beter wêreld? Smag u om te ontsnap na 'n ewige tuiste waar niks boos en onrein mee is nie, daar nie vuil is nie? Smag u na 'n oplossing vir al hierdie wêreld se probleme en moeilikhede? Nou die Bybel leer vir ons dat God ook smag om ons van hierdie wêreld te kom verlos en ons 'n ewige tuiste in die hemel aan te bied. 'n Ewige tuiste. Nou jy kan onthou Daniël 2 se profesie. Dit was 'n baie interessante profesie. Die hoof van goud was Babylon, opgevolg deur Medo-Persië, die volgende wêreldkoninkryk, wat opgevolg is deur Griekeland, die volgende wêreldkoninkryk, wat dan opgevolg is deur Rome, die magtige eysterkoninkryk, the mighty kingdom of Rome. 2 bene, onthou jy 2 bene, Medo-Persië, Medes-Persië, Rome, Konstantinopel en Rome self. En toe het Rome opgebreek en verdeel na 10 onafhanklike lande, yster en klei, sommige sterk, sommige swak, en toe kom hy rots en dit tref die beeld waar? Hoekom nie by die kop nie? Hoekom by die voete? Is eintlik eenvoudig, want die kop is weg, die arms is weg, ons is nou in die tyd van die voete en dis wanneer Jesus gaan kom om sy koninkryk, die wederkoms op te rig. En Openbaring vertel vir ons baie interessant, dieselfde dele. Openbaring het die 7 kerke, 7 tydperke, Efesië, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia en dan Laodicea, die tyd waarin ons leef. En die volgende gebeurtenis, die wederkoms. En dan die 7 seels, die wit perd, die rooi perd, die swart perd, die val perd, die martelaar, tekens van die verseëling en dan stilte in die hemel, half stil wat verwys na die wederkoms. En dan het ons die 7 bassyne wat blaas, en elke bassyn gebeur daar iets drasties in die Bybel. En dis die 7 bassyne wat toet agter mekaar blaas nie. Dit is 7 tydperke, selfs 7 gemeentes, dit word herhaal. Dis baie interessant. Dit is 7 tydperke. En die laaste bassyn wat blaas, wederkoms. En dan die groot stryd in Openbaring wat eindig met die wederkoms. Openbaring 22 vers 20 sê Jesus vir ons, hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Ja, kom Here Jesus, beamoen Johannes dit. Nou reg aan die einde van die boek Openbaring getuig Jesus self dat hy gou gaan kom. Wie sê dit? Jesus self. Jesus kom nie net om mense te vergeld vir hulle dade nie, maar hy kom om sy kinders te kom haal, leer die Bybel vir ons. Johannes smeek Jesus as te ware om gou te kom. Openbaring 22 vers 7 sê, kyk ek kom gou, sê Jesus. Kyk ek kom,
gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Dit is natuurlik die boek Openbaring en al die profesieë daaraan. Dis hoekom ons glo die Openbaring is die eindtydboek, want dit het al die profesieë in wat spesifiek almal eindig by die wederkoms. En dan vers 12 van Openbaring 22 sê Jesus, en kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Met ander woorde, daar gaan 'n oordeel wees. Daar gaan 'n oordeel wees. Jy gaan nie by hierdie een wegkom nie. Hy sê om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Nou die Here wil kom, en hy wil 'n einde aan sonde maak. Hy wil elkeen vergeld na sy werke, sodat hy 'n nuwe aarde kan skep, waar mense in geregtigheid en vrede kan woon. Openbaring 1 vers 7 sê, kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Die tyd vir die wederkoms van Jesus is naby. Dit is die een groot gebeurtenis waarna die boek Openbaring verwys. Jesus het 'n spesiale taak om te verrig, en hy wil dit gou doen. Hy wil dit gou doen. Nou, die wederkoms is 'n sterk Bybelse tema. Die boodskap van Jesus se wederkoms is een van die mees prominente boodskappe in die Bybel. Jy moet hom nie mis nie. Die wederkoms is een van die mees prominente boodskappe van die Bybel. 1400 teksverse in die Bybel verwys na die wederkoms. Is dit dan belangrik? Duidelik. In die 216 hoofstukke van die Nuwe Testament is daar 318 direkte verwysings na Jesus se wederkoms. Nie skimpe nie, direkte verwysings na die wederkoms. 1 uit elke 30 verse van die Nuwe Testament praat daarvan. Baie interessant. Al 9 skrywers van die Nuwe Testament het oor Jesus se wederkoms geskryf. Al die skrywers het oor Jesus se wederkoms geskryf. Nou, die wederkoms word natuurlik ook duidelik geprofeteer. Eerstens, deur Jesus Christus self. Hy het dit self gesê, self geprofeteer. Deur die engele by Jesus se hemelvaart, ons gaan spesifiek ook daarna kyk, en dan natuurlik ook baie duidelik deur Paulus geprofeteer, en dan ook deur Petrus geprofeteer, wat vir ons baie mooi duidelik sê dat Jesus gaan terugkom. So die goeie nuus, Jesus gaan weer kom. Hy gaan met sy koms vir ons 'n nuwe begin, 'n splinter nuwe lewe gee. Dis iets baie groots. Slegte nuus. Hoekom moet daar altyd slegte nuus wees? Dit werk maar so. Die slegte nuus. Kom ons lees dit, Matteus 24 vers 4. En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. Hy sê, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei. So dit sê vir ons hoe ernstig hierdie misleiding gewees. Jesus sê vir ons, hulle gaan kom en hulle gaan baie mense mislei. So die slegte nuus is dat daar baie persone sal wees wat sal kom en daarop aanspraak maak dat hulle die Christus is. So sal hulle daardeur mislei word. Baie mense gaan mislei word. En jy moet daarop let dat die misleiding nie gaan oor die vraag of Jesus werklik gaan kom of nie. Want ons weet hy gaan kom. Die misleiding is nie mense wat mislei word omdat hulle nie glo in Jesus se koms nie, maar die misleiding kan wees dat hulle moontlik die verkeerde Jesus verwag. Nie wat in ons verwagting voldoen nie. Onthou, die duiwel het 'n baie groot probleem met Jesus se wederkoms. Want dit beteken sy einde. Die einde van sy koninkryk, sy alles. So, dink jy hy gaan alles doen om God se kinders van stryd te bring? Natuurlik gaan hy. So ons het heelwat sienswyse oor die wederkoms. Nou die duiwel sal alles in sy vermoë doen om ons aandag van die wederkoms af te trek of dit in ons lewens te verwrong.
dat jy 'n verkeerde begrip daarvan het. En dit is baie besig vandag. Die duiwel is baie besig om die Here se wederkoms te verwrom, mense te mekaar te maak, daarop te fokus, sê hoorie, hierdie datum, kyk dit, kyk daar, hierdie goed gaan gebeur, ek het hierdie visioen gehad, ek het hierdie droom gehad, wow, die Here gaan dit en hy gaan dit so doen. En so verwrom Satan die wederkoms. Daar is egter verskillende en teenstrydige gedagtes rondom die wederkoms. Daar is so baie deesdae, dat ons nie eintlik eens meer weet watter kant toe nie. Daarom gaan ons tyd neem om ook hierdie onderwerp te bestudeer, sodat ons duidelik kan sien hoe die Here Jesus gaan terugkom. Ons wil hê jy moet dit duidelik uit die Bybel uitsien. Nie menslike opinies nie ouens se visioene nie emosionele drome en sê die Here het met my gepraat en wow, ek het die bassein gewoon en ek het dit. Nee, laat die woord van die Here asseblief met u praat en ons kyk daarna. Want jy sien, Jesus wil nie hê dat u en ek in die duister moet wees aangaande sy wederkoms nie. En daarom openbaar sy woord dit vir ons baie, baie duidelik. Sy woord is eintlik baie duidelik. Neem net tyd om dit te bestudeer. Goed, kom ons kyk, watter groot belofte het Jesus gemaak? Wat 'n groot belofte het Jesus self gemaak? Kom ons lees dit, Johannes 14, vers 1 tot 3. Hy sê, laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Jy sien, hy praat duidelik hier van die wederkoms. Hy sê, kom ek weer. Dis hoekom ons dit die wederkoms noem. So, na Johannes 3 vers 16, staan Johannes 14 vers 1 tot 3 bekend as die mees hoopvolste teksverse in die hele Bybel. Johannes 3 vers 16 is natuurlik die mees bekendste, né? Maar Johannes 14 vers 1 tot 3 staan bekend as die mees hoopvolste verse in die hele Bybel. Want Jesus sê, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het, kom ek weer om julle terug te neem na my toe. Dan word daar hoop vir ons. Daar is hoop, Jesus gaan weer terugkom. Nou, hoekom glo ons in die wederkoms? Hoekom glo ons in die wederkoms? Weet, is dit net iets wat iemand uitgedink het om vir ons hoop te gee? Ek weet nie van julle nie, maar my pa, ons het so groot geword, my pa het altyd vir ons gesê, as ons nou iets wou doen of iets, dan sê hy, ja, eendag as my skip kom, jy weet, sal ek julle Wildtuin toe vat, of ons sal dit doen, en daai doen. Jo, en ons as kinders het so gebid, dat my pa se skip net moes kom, dat ons net bietjie kan Wildtuin toe gaan, of dit doen. My pa se skip het nooit gekom nie, man. Hoekom? Dit was net iets wat iemand uitgedink het, om ons hoop te gee. Is dit hoe die wederkoms werk? Jy sien, nee, dit berus op die belofte van Jesus Christus self. Jesus het beloof dat hy sal terugkeer om ons te kom haal, sodat ons ook kan wees waar hy is. Nou, wat is die doel van die wederkoms? Hoekom gaan Jesus terugkom? Wat is die doel? Kom ons lees dit. Hebreërs 9 vers 28 sê, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Tweede maal, wederkoms aan die wat hom verwag tot saligheid. So met ander woorde, die groot doel, hoekom Jesus terugkom, is om sy kinders, vir wie hy so lief is, dat hy self sy eie lewe vir ons gegee het, te kom haal. Jesus beloof om ons te kom haal. Die Bybel sê nie, hy kom terug om mense weer 'n tweede kans te gee nie, of om die mense weer van hom te kom leer nie. Weet, nee, as hy terugkom, is dit met 'n baie spesifieke groot doel. En dit is om sy kinders te kom haal en te beloon. Het jy dit? Hy kom terug om ons te kom haal en te beloon. So, hoe sal Jesus terugkeer? Hoe gaan hy
terugkeer. Baie belangrik, laat die Bybel ons lei. Kom ons lees dit. Handelinge 1 vers 9 tot 11. Dit is die gedeelte waar Jesus net voor sy hemelvaart het nou sy disippels uitgeloop op die berg. Hier kom hulle op, terwyl hy met hulle praat, sê dit, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat vir hulle sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so terugkom, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien, wegvaar het. Baie belangrik, die engele sê, en hier is, hy sal net soos julle hom na die hemel sien, wegvaar het, so sal hy terugkom. So as ons wil weet hoe Jesus gaan terugkom, is dit baie belangrik, dat ons eers kyk, hoe hy opgevaar het. Wat die engel sê aan die disippels, dat hierdie Jesus sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel sien opvaar het. So, hoe het Jesus opgevaar? Hoe het Jesus opgevaar? Eerstens, sigbaar. Het die disippels hom gesien opvaar? Met hulle eie oë. Sal ons hom sien terugkom? Met ons eie oë? Ja, dit moet wees, want as hulle hom gesien opvaar het. Tweedens, letterlik. Het Jesus in 'n spookbeeld of 'n geestes opgevaar? Nee, letterlik. Hulle het hom gesien, hulle het gevat, letterlik. Derdens, liggaamlik. Hy was nie in 'n geestesbeeld of iets nie, liggaamlik. Hy het nou net met hulle gepraat, geloop en saam met hulle gestap, liggaamlik opgevaar en natuurlik op 'n persoonlike wyse. Dit was nie iemand anders wat gedink het dis Jesus nie. Dit was nie 'n manifestasie nie, dit was Jesus Christus persoonlik self. Is jy met my? So sigbaar, letterlik, liggaamlik en 'n persoonlike wyse. Nou sal almal hom sien kom. Sal ons almal die Here sien kom op die wolke? Goed, kom ons kyk wat sê Openbaring 1 vers 7. Hy sê, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Sê duidelik, hy sal kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Nou die Bybel is duidelik, wanneer Jesus terugkom op die wolke, sal elke oog hom sien. Niks van 'n geheime weggeraping of 'n geheimsinnige koms nie. Nee, elke oog sal hom sien kom, sê Openbaring vir ons. Nou die aarde is rond. Hoe werk dit, jy weet? As die mense daar bo is en die ouens wat hier onder op hulle koppe staan, hoe gaan ons die Here almal sien kom? Dit maak nie sin nie, hoe gaan ons hom sien kom? En daar's nogal baie verskillende teorieë. Een teorie sê, nee man, tydens die 7 laaste plaag en al die chaos gaan die aarde plat gemaak word en ons almal gaan hom sien kom. Jo, as hierdie aarde plat gemaak word, is in elk geval niks oor van ons nie. So, tweedens, goeie teorie wat hulle ook sê, is die Here gaan op 'n sekere plek kom, maar soos die aarde draai om sy as oor 24 uur, dan sal almal binne 24 uur hom sien kom. OK, kan werk, maak sin, maar onthou jy toe September 11, toe die Twin Towers vliegtuie daar aangevlieg het, hoe lank in Suid-Afrika het dit gevat voor ons dit op die TV gesien het? 'n Paar minute. Letterlik 'n paar minute en ons sien dit hier in Suid-Afrika. So, dit maak nie sin dat Jesus gaan kom nie, en dan gaan ons hom op die TV sien kom nie, want dis nie letterlik nie, dis nie sigbaar nie, dis nie persoonlik nie. Dit sê hy gaan letterlik persoonlik sigbaar wees. So met ander woorde, dit maak nie vir my sin nie. Maar toe, klompie jare terug, baie interessant, een van hierdie sterrewag ouens, daai sterre, wat noem hulle daai ou daar in Johannesburg, vertel toe vir ons iets baie interessants. Hy sê daar is sekere sterre. Een van hulle, ek dink is Orion, ek kan nie presies onthou nie, maar daar's 'n paar sterre, wat hy sê hulle is so geleë in die hemelruim. Dit maak nie saak waar jy op hierdie aarde staan nie. Jy kan hy ster sien. Kyk, daar's nou ook sterre, ons kan dit net nie sien as gevolg van die lig nie. Maar, interessant, jy kan daai ster sien waar ook al. Hoe dit werk, ek weet nie. Maar as jy 'n ster van oral op die wêreld gelykertyd kan sien,
dan sê dit net vir my, wow, ons gaan die Here sien kom, wat hy het so gesê. Matteus 24 vers 23-27 sê, as iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk, daar, moet dit nie glo nie. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Om ook die uitverkorenes te mislei. Dan sê vers 25, kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê, sê Jesus. So met ander woorde, hy wil hê, u en ek moet dit weet, ons moenie onkant gevang word nie. Hy sê, ek het dit vir julle vooruit gesê. As hulle dan vir julle sê, kyk, hy's in die woestyn, moenie uitgaan nie. Kyk, hy's in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Baie belangrik. Jesus waarsku eerstens teen valse Christusse en valse profete wat na vore sal kom en wat doen? En hulle sal groot tekens en wonders doen om ook die uitverkorenes te mislei. So met ander woorde, groot tekens en wonderwerke is geen waarborg dat iemand van God is nie. Veral nie vandag nie. Want daar's 'n duiwel wat 'n probleem het met Jesus se wederkoms. Wat nie wil hê jy moet gereed wees vir sy koms nie. Wat jy onkant wil vang met sy koms. So hy gaan alles doen om u te mislei. En tekens en wonders is een van hierdie groot tekens wat Satan kan doen en gaan doen om u te mislei. So moenie na signs and wonders kyk nie. Gaan na die woord van God toe. Laat hy u lei. Wat sê Jesus vir ons in vers 25? Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. Ek het dit vir julle vooruit gesê, sê Jesus. Met ander woorde, Jesus waarsku ons, hy wil nie hê dat ons dit moet mis nie. Hy wil nie ons met onkant gevang word nie. Vers 26 sê, as hulle dan vir julle sê, kyk, hy's in die woestyn, moenie uitgaan nie. Kyk, hy's in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Hoekom nie? Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Dit is nie iets wat in 'n hoekie gaan gebeur nie. Dit is nie iets wat jy op die TV gaan sien nie. Van die ooste tot die weste, so sal die koms van die seun van die mens wees. So Jesus beskryf sy eie koms en sê dat dit soos weerlig sal wees. Nou ek weet nie van u nie. As jy weerlig slaan, jy kan dit omtrent sien, al is jou oë toe. Dit is net so helder, so sterk, so kragtig. Al sien jou oë toe, sien jy dit? Jy sien dit. So 3 baie belangrike aspekte word hier deur Jesus uitgelig. Eerstens, sy koms sal hoorbaar wees. Jy gaan dit hoor. Tweedens, dit gaan sigbaar wees soos weerlig. En derdens, dit gaan universeel wees soos weerlig. Ons sal met ander woorde dit nie kan mis nie. Net soos wat jy weerlig nie kan mis of misverstaan nie. Is jy met my? Dis hoe sy koms gaan wees. Moenie onkant gevang word nie, sê Jesus vir ons baie duidelik. Nou wat gebeur met die goddeloses wanneer Jesus op die wolke verskyn met sy wederkoms? Wat gebeur met die goddeloses? Ons gaan eers na die goddeloses kyk. Kom ons lees dit. Openbaring 6 vers 15 tot 17 sê: en die konings van die aarde, en die grootes, en die rykes, en die owerstes oor 1000, en die magtiges, en al die slawe, en al die vrymense, het hulle weggesteek in die spilonke, en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons, en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die troon van die lam, want die groot dag van sy troon het gekom, en wie kan bestaan? So die dag as Jesus kom op die wolke, wat gebeur met die goddelose mense? Hulle vlug weg, hulle kan nie die heerlikheid van die Here aanskou teen wie hulle gekies het nie, maar die gevolg daai heerlikheid is so groot dat hulle wegvlug, hulle gaan kruip weg in die berge en rotse sê, val op ons, bedek ons, want ja, ons kan nie hom aanskou nie. Almal word geaffekteer met die Here se koms. Dis nie iets
wat enige van ons sal kan mis nie. Die goddeloses probeer te vergeefs om van Jesus af weg te vlug en weg te kruip, want hulle kan nie sy heerlikheid weerstaan nie. Hulle kan nie. Hoekom nie? Sê nou, jy het my beursie gesteel. So 'n dom voorbeeld, maar volg my. Sê nou jy het my beursie gesteel. Jy voel heel veilig, niemand het jou gesien nie, né? En nou kom staan ek hier voor, soos ek nou hierso staan, en skielik wys ons gou 'n video hier agter, hulle die kamera, die kerk se kykskamera. En daar wys hulle duidelik, jy het my beursie gesteel. Sorry, is net 'n dom voorbeeld. Maar gaan jy my in die oë kan kyk? Sal jy my in die oë kan kyk? Nee, hoekom nie? Sien jou eie sondes. Dryf jou weg van God af. En wanneer Jesus kom op die wolke, gaan ons nie teen hom kan staan hou as ek nie vir hom gekies het nie. Die vraag word gevra, wie kan bestaan? Slegs hulle, wat Jesus in hulle harte en lewens aangeneem het en hom verwag. 2 Tessalonisense 2 vers 8 sê, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Met ander woorde, die Here se wederkoms is so helder, so kragtig, dat die goddeloses word vernietig met die Here se koms deur sy heerlikheid, omdat hulle nie voor hom kan standhou teen wie hulle gekies het nie. Weet, soos die lig donker verdryf, so verdryf Jesus se heerlikheid die goddeloses met sy heerlike koms. Gaan ons dit kan mis? Verstaan jy, dis iets wat jy nie kan mis nie. Onmoontlik. Nou dis wat met die goddeloses gebeur. Nou wat gebeur met die regverdiges? Met die Here se koms in heerlikheid. 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17 sê, van die Here self sal van die hemel neerdal, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die besuin van God. Let wel, hoorbaar, geklank van die besuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by Jesus, by die Here wees. So met ander woorde, niemand sal die koms van die Here kan mis nie. Want die Bybel sê vir ons duidelik, dat die Here self van die hemel sal neerdal, persoonlik, sigbaar. Hy daal neer met die geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die geklank van die basuin, hoorbaar. En dan, die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daar gaan 'n massiewe opstanding wees met die Here se koms. Dit sê die grafte gaan oop en die dooie regverdiges word opgewek. Opgewek. En dan daarna sal ons wat in die lewe oorbly, met ander woorde ons wat nog lewe wanneer Jesus kom, want nie almal gaan sterf wanneer Jesus gekom het nie, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Baie belangrik. As Jesus weer kom met sy wederkoms, gaan sy voete op hierdie aarde raak? Gaan hy weer kom loop op die aarde en die ouens gou kom leer en alles? Nee! Die Bybel sê ons gaan hom ontmoet in die lig. Ons gaan almal saam weggevoer word na die hemel toe. Dink net hoe wonderlik gaan dit wees om weer verenig te wees met die geliefdes. Het jy dalk 'n kind aan die dood moes afstaan? Geliefde, iemand wat seer het, wat jy so mis en deel van jou gaan wees? Wow, ons gaan opstaan. Ons gaan weer by mekaar kom. Gesinne gaan weer verenig word. Jesus gaan ons weer by mekaar bring. En dan sê Filippense 3 vers 20 en 21, want ons burgerskap is in die hemel, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggame van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Wow! Die dag met Jesus se koms sal ons nie net
verander word nie. Nee, ons sal as te ware herskep word soos wat God oorspronklik bedoel het die mens moes wees voordat sonde ons so verwring het. Wow, ek wil ons gaan herskep word, sê die Bybel. Ons gaan nuut gemaak word. Ons gaan gelykvormig wees aan Jesus se verheerlikte liggaam. Is dit nie iets om na uit te sien nie? Daai dag gooi ek hierdie bril so ver weg as wat kan kom, want dit gaan hom nie meer nodig hê nie. Al my ou kromtone, wat ek so gebreek het as klein kind daar in Belfast se koue, gaan reguit wees. My vingers perfek, volmaak. Ons gaan herskep word in die beeld wat God oorspronklik bedoel het ons moet wees. Voordat sonde ons so vernietig het, verwrong het, seer gemaak het, gemartel het. Ek dink altyd aan die mense wat gebreke het, jy weet, doof is. Julle gaan hoor, volmaak hoor. Julle gaan volmaak sien. Verstaan nie? Hoe gaan sekere mense gaan baie meer uitsien, die hemel baie meer waardeer as ons wat dalk dink ons het dit nie eens nodig nie. Ja? Wow, iets wat ons nie kan mis nie. Nou, kan ons presies weet wanneer Jesus weer gaan terugkom? Kan ons presies weet? Kom ons lees dit, Matteus 24 vers 36 tot 39. Dis Jesus wat self praat. Hy sê maar van die dag en die uur weet niemand nie. Ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het en dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die Seun van die mens wees. So sal dit ook wees. So met ander woorde, gaan ons weet wanneer Jesus kom? Die Bybel is baie duidelik. Jesus is baie duidelik. Hy sê, niemand weet die presiese dag van sy koms nie. Ons weet dit nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Kyk, as ek mos nou weet die Here gaan kom in 'n paar dae, dan gaan ek nou baie ernstig my saak regmaak. Stem jy saam? Of sê nou net, die Here sê vir ons, ek kom oor so 7 jaar. Ek gaan eers oor 7 jaar gaan ek werklik kom. Hey man, 7 jaar, dis 'n lang tyd, né? Ok, is nie so lank nie, maar daar's nog 'n paar goedjies wat ek sal graag wil doen. Dan sal ek maar daai goedjies gaan doen, en net om seker te maak, so 2 jaar voor die tyd, gee ek my hart vir die Here, en ek lewe vir hom voluit, en daar's alles mos reg. Nee, alles is dan nie reg nie. Hoekom nie? Want dan is my motiewe nie eg nie. Want dan lewe ek vir die dag. Ek moet reg wees vir die dag. Ek lewe nie om reg te wees met my hart vir God nie. So al manier hoe God my motiewe kan toets. Werklik kan bewys wat in my hart is deur nie vir my te sê wanneer hy gaan terugkom nie. So met ander woorde, ek moet elke dag lewe om hom te ontmoet. Ek moet elke oomblik reg wees. My hart moet reg wees met God. Ek moet hom dien met die regte motiewe, omdat ek lief is vir hom, omdat ek hom wil dien. Nie omdat hy gaan terugkom en dan gaan ek dit nie maak en dan gaan ek hel toe nie. Sien nie? Al manier hoe God jou motiewe kan toets, dit nie vir jou te sê wanneer hy gaan kom nie. Dis hoekom ons nie weet nie. Nou sê mense, ja, maar baie mense, meer mense kan ons reg wees en gereed wees as hy vir ons presies sê. Ja, hulle gaan reg wees vir die dag, maar die hart gaan nie reg wees nie. En die dag as Jesus gekom het, en alles is weer reg, en ons is in die hemel, en ons is happy, dan gaan jy baie vinnig terugval na jou ou vorige lewe toe. Jou ou self weer aanhang. So ja, dis hoekom ons nie weet nie. Dis hoekom Jesus nie vir ons sê nie, want hy wil hê jy moet elke dag reg wees. Jou hart moet reg wees vir hom. Maak dit sin? Dis baie, baie belangrik. Dit sê soos in die dae van Noag. Net soos in die dae van Noag. Ek wil Noag bou hierdie ark. 120 jaar bou hy aan hierdie ark. En heeltyd preek hy vir die mense. En sê, julle moet inkom, dit gaan reën. Here gaan die aarde verwoes. Julle moet saamkom, Here aanvaar deel maak. En wat doen hulle?
Nee, Noag, jy praat nonsens man. Groot boot, jo, dit gaan reën, wat jy waar kry, dat die hele aarde vernietig word, daar is mos nie 'n manier nie. En hulle kyk en hulle lag en Noag preek. En baie interessant, so net voor die vloed kom, gebeur daar iets baie indrukwekkends. Jy het dit gelees in die Bybel. Skielik kom die diere, 2 by 2, die onrein diere, en die rein diere, 7 by 7. Kom hulle saam, en hulle gaan in die ark in. Die Here stuur in die ark in. En hierdie mense kyk dit alles, wow, wat is besig om te gebeur? Jy sien, ek is seker daarvan dat baie mense het Noag se boodskap geglo. Ek is seker daarvan baie van hulle dit dalk geglo. Of hulle moes beminste begin twyfel het, veral toe hulle die diere sien inkom, né? Nee? Ek wil, dit is net te wonderlik. Maar weet jy wat was die probleem? Die meeste mense wou eers kyk en wag om te sien dat dit gebeur voor hulle reageer. Hulle wou eers wag tot daai eerste druppels val. En as daai eerste druppels val, hey, hier gebeur dit nou. Nou gaan ek in elk geval alles verloor. Nou kan ek maar my geld los. Nou kan ek alles los. En dan hardloop hulle met spoed om in daai ark te gaan spring. Maar die probleem is, toe is die deur al 7 dae toe. Toe is die deur al toe. En hulle is te laat. Hulle is te laat en hulle het almal vergaan. Want jy sien, as jy by laaste hardloop, sit mos 'n bewys, jou hart is nie reg nie. Jy doen dit net om die vloed te ontsnap, maar nie omdat jy die Here werklik in jou hart gekies het nie. So wat moet ons intussen doen terwyl ons wag? Wat moet ons doen terwyl ons wag? Lukas 21 vanaf vers 34 sê vir ons, maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en die sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie, want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Soos 'n struik. Ek sê ons gaan nie weet nie, dit gaan kom soos 'n struik. Waak dan en bid altyd deur, sodat jy waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Waak en bid altyd deur, so om vandag te lewe. Ek wil as te ware 'n voltydse werk. Het jy dit agtergekom? Vandag te lewe is soos 'n voltydse werk, man. Maar Jesus waarsku ons dat ons moet oppas, dat hierdie dinge van die lewe, hoe belangrik ook al, nie ons oë sal aftrek van die mees belangrikste en dat ons dit uit die oog sal verloor nie. Moenie dit uit die oog verloor nie. Waak en bid. Nou ons weet om te bid, ons weet wat's bid, maar hoe waak ons? Deur jou Bybel te bestudeer. Deur na die dinge te kyk wat gebeur. Werklik jou Bybel te lees en deel te maak sodat jy gereed kan wees, dat daai dag jou nie kan vang nie. Die Bybel sê dit gaan kom soos 'n dief in die nag. Met ander woorde, jy gaan nie weet nie. Inteendeel, die Bybel skets die hele idee dat dit gaan jou heeltemal, wanneer ons dink die Here gaan nie kom nie, of wanneer ons dink hy gaan kom, gaan dit nie wees nie, maar dit gaan ons onkant vang. Daar gaan slegs 2 groepe mense wees met die wederkoms. Jy kan maar sê daar gaan baie wees, maar daar gaan net 2 groepe wees. Hulle wat onkant gevang gaan word, en hulle wat sy wederkoms gaan verwag en bidend daarvoor wag. Net daai 2 groepe. Hebreërs 9 vers 27 sê, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Soos die mens bestem is om eenmaal te sterf en daarna die oordeel. Daar's nie 'n tweede kans nie. Daar's nie weer 'n geleentheid nie. Paulus sê vir ons duidelik in Hebreërs dat daar nie 'n tweede kans is of sal wees nie. Die keuses wat u en ek nou maak, wat ons nou maak, is die keuses wat tel. En die lewe wat u en ek nou lewe, gaan bepaal waar u en ek gaan staan as die wolke oopbreek en Jesus weer gaan terugkom. Nou. 2 Petrus 3 vers 9 sê,
Die Here vertraag nie die beloftes soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Al die profesieë wat na die eindtyd verwys, wys vir ons duidelik dat ons bitter naby aan die wederkoms lewe. Daai toenaals van yster en klei. Enige oomblik gaan Jesus kom. En dalk is die rede hoekom hy nog nie gekom het nie, omdat die Here in sy groot genade nog dalk net vir jou wag om jou keuse te maak. Hy hou nog so 'n bietjie terug, net sodat jy daai saak kan regmaak met hom, sodat jy vir hom kan kies, want hy wil nie hê dat jy en ek verlore moet wees nie. Onthou, ons tyd loop uit. Wat gaan jy kies? Wat gaan jy kies? Ek hoop dit het vir u sin gemaak. Ek hoop dit was duidelik dat die Here gaan terugkom. Hy wil u red. Hy wil u kom haal. Dis sy hele doel. Vandat sonde ons weggesteel het, het hy hierdie plan vir verlossing uitgewerk en vir ons kom sterf op die kruis, sodat u en ek gered kan word. Dat u en ek dit nie kan, hoef te mis nie. Gaan u gereed wees daarvoor. Elke dag. Nie wag vir 'n dag nie, maar nou gereed te wees. Kom ons maak die oë toe. Ons wonderlike Here Jesus. Baie dankie vir u groot genade in ons lewens. Maar veral Here Jesus, dankie dat u gaan terugkom. Dat dit ons hoop is, ons sekerheid is, iets waarop ons kan staan met volle sekerheid, want u het beloof, u gaan terugkom. En Here, ons wil gereed wees vir daai dag. En al maniere ons gereed kan wees vir daai dag, is deur nou vir u te kies en gereed te wees. O Here, lei u ons, help ons, om nie net vir u te kies nie, maar werklik vir u te lewe. Kom in ons harte in, Here. Skryf u wederkoms op ons harte, dat dit ons grootste hoop en verwagting sal wees, en dat ons daarvoor sal lewe. Maak nie saak wat nie. Maak nie saak wat gebeur nie, want Here, hierdie wêreld is nie ons tuiste nie. U kom terug om ons te kom haal. En mag ons dit nie mis nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.